Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die bewys van ervaring. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Psalm hoofstuk 34 vers 9. Daar is 'n bewys wat oop is vir almal. Die hoogsgeleerdes en die mees ongeletterdes. Die bewys van ervaring. God nooi ons uit om self die werklikheid van sy woord te bewys, die waarheid van sy beloftes. Hy beveel ons om te smaak en sien dat die Here goed is. In plaas daarvan om op die woord van 'n ander staat te maak, moet ons self proe. En soos ons nader aan Jesus kom en ons verbly in die volheid van sy liefde, sal ons twyfel en duisternis verdwyn in die lig van sy teenwoordigheid. Die Christen weet in wie hy glo. Hy lees nie net die Bybel nie. Hy ervaar die krag van die lering daarvan. Hy het nie net van Christus se geregtigheid gehoor nie. Hy het die vensters van die siel oopgemaak vir die lig van die son van geregtigheid. Elkeen wat van die dood na die lewe oorgegaan het sy siel daarop gesit dat God waaragtig is. Johannes hoofstuk 3 vers 33. Hy kan getuig, ek het hulp nodig gehad en dit in Jesus gevind. Elke behoefte is voorsien. Die honger van my siel is bevredig. En nou is die Bybel vir my die openbaring van Jesus Christus. Vra jy waarom ek in Jesus glo? Omdat hy vir my 'n goddelike verlosser is. Waarom glo ek die Bybel? Omdat ek gevind het dat dit die stem van God tot my siel is. Ons mag die getuienis in onsself hê dat die Bybel waar is, dat Christus die Seun van God is. Ons weet dat ons nie listig uitgedinkte fabels volg nie. Laat die jeug die woord van God die voedsel van verstand en siel maak. Sodoende sal hulle deur geloof God leer ken deur 'n eksperimentele kennis. Hulle het vir hulself die werklikheid van sy woord bewys, die waarheid van sy beloftes. Hulle het geproe en hulle weet dat die Here goed is. Dit is ons voorreg om hoër en nog hoër te reik vir duideliker openbarings van die karakter van God. In sy lig sal ons lig sien, totdat verstand en hart en siel verander word na die beeld van sy heiligheid.